Ek is bly en ons is vanaand weer saam met julle om so rukkie te gesels oor verborgenhede in die woord en paar interessante goed. Ek het nou heel wat gepraat oor die bruid. Daar's nog vele goed wat ons kan praat oor die bruid van Jesus, van die lam. Maar daar is ook ander goedjies wat ek wil graag met julle deel. En nou wil ek net weer sê, en ek gaan dit elke keer sê, want ek wil nie hê julle moet vergeet nie. Ek ken ten dele, die Bybel sê dit. Ek ken ten dele. En hoe meer ek die Bybel studie, hoe meer ons lees, hoe meer besef ek, hoeveel verborgenhede is daar nie in die woord. En hoe, dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik om alles te verstaan nie. En ek het nou so 'n paar goedjies bymekaar gesit, en julle gaan self sien. Dit is selfs moeilik vir my, want ek is nie 'n baie slim ou nie, om dit vir julle te bedien, om dit oor te dra, is selfs moeilik. Maar dan wil ek weer 'n keer vra, wat ek ook al noem, is miskien nie ewigheidswaarde nie. Met ander woorde, as jy nie dit so sien soos ek het sien nie, sê dit nou glad nie, dat jy nou glad nie die ewige lewe gaan hê nie. Maar wat dit vir my doen, dit help my om die Bybel meer en meer te verstaan. En ja, en dit maak my weetgierig. Ek wil graag, hoe meer ek sien, wow, ek het dit nog nie gesien, hoe meer besef ek, hoe diep is die woord? Hoeveel verborgenhede is daar in die woord wat ek niks van weet nie? En dan is ek nuuskierig, dan wil ons net study. So, ek hoop dat dit wat ek vir julle vanaand gaan wys, gaan vir julle ook noop om die woord te gaan ondersoek. Want ek weet baie mense, ons het die naweek weer 'n paar mense hier gehad, en een van die manne het genoem dat, wow, nee, hy moet nou gaan ondersoek instel van die goed wat ek nou genoem het, en dit maak my opgewonde, want ek weet, hy gaan daarby uitkom, dit wat ek gesê het, want dit is in die woord, dit is nie my eie ervaring wat ek vertel nie. Ek vertel nie vir almal van my ervarings met die Here en wat agteraf gebeur nie, want die woord van die Here sê, jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie. So, dit wat ons geestelik baie keer ervaar, ons noem nie al die goeders nie, maar ja, ek is opgewonde, omdat die Here goed is, en die Here is die lieveling van my siel, en ek wil graag hierdie goed met julle deel. Maar as jy dit nie so verstaan nie, en jy het miskien 'n ander siening oor hierdie saak, heeltemal reg. Dit gaan nie, maar ek wil net noem wat vir my interessant is. Goed, ek wil 'n bietjie praat oor die engele. En dan wil ek noem dat ons lees soveel keer goed in die Bybel in. Nou wat ek wil dit graag verduidelik. Ek wil noem van Kersfees. Ons lees 'n Kersfees in die Bybel in. Daar's niks van Kersfees in die Bybel nie. Hassies en eiers en Kersvader en liggies en daar's niks van dit in die Bybel nie. Niks. Maar ons maak 'n groot ding daarvan, omdat ons lees iets in die Bybel in. En is 'n leuen. Alles wat ons doen met Kersfees is 'n leuen. Jesus Christus is gebore, ja, dit is waar. Maar daar staan nêrens dat ons dit moet vier en ons moet so aangaan nie, want dit het verander. As ons dit goddelik doen, is dit 'n ander saak, dan sal ek daarmee saamgaan en saamstem, maar dit gaan oor die mens, die lekker van die mens, die geskenke, die kuier, die braai, die eet en die drink natuurlik. Dit is wat dit is. Jy kan anders te dink, maar dis soos ek voel daaroor. Ek weet Jesus Christus is gebore. Maar ek kan dit nie meng met die geboorte van 'n afgod nie. En dit is wat vir my scary is. Ok, kom ek gaan vir julle 'n paar ander goed wys, maar voordat ek dit wys, wil ek gou vir julle ietsie lees wat die woord van die Here sê. En dan wees soos Berea, edelmoedig, en gaan ondersoek die woord wat ek vir julle bedien, en kyk wat jy daaruit kry. Ek lees in Openbaring 22 vers 18.
Want ek betuig aan elkeen wat die woord van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskryf is. Nou hy praat hier van Openbaring, die boek van Openbaring. Nou dit is wat my hare laat regop staan, as ek hoor wat party mense uit Openbaring vat, dan sit hulle eie revelation daaraan, en dit is glad nie in die boek Openbaring nie. Kom ons kyk. Hy gaan aan in vers 19 sê hy, en as iemand iets van hierdie woorde van hierdie boek, van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad. Die heilige stad, weet jy mos, dit is die nuwe Jerusalem, dit is die bruid, wat hy van praat, sal jy nie die bruid wees nie. En uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Dit is in die Nuwe Testament, laaste boek in die Bybel. Nou die 5de boek, wat in die Ou Testament geskryf is, in die Torah, in die Pentateug, staan hierdie, Deuteronomium 4 vers 2, toe al. Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie. En julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel. In die Ou Testament. Nou, dan mag ons mos ook nie daar wegneem nie. So die hele Bybel mag ons nie verander nie. Ons moet nie dinge, ja, jy moet eintlik versigtig wees wanneer jy sekere dinge, jy moet dit in konteks lees en sien. So, kom ons gaan verder. Openbaring 1 vers 17. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Dis nou Johannes, wat op die eiland van Patmos was, daar in, wat is die plek se naam? Asië se wêreld. Klein eilandjie. God kom in sy gees. En hy kom wys vir hom in die gees. Goed, ek weet nie of jy al goed in die gees gesien het nie, maar dit gebeur. Dit gebeur. Maar kom ek gaan aan. So hy's daar, en God wys hom. Dit was omtrent so 90 jaar al in die Nuwe Testament. In die nuwe tyd. Is hy nou daar ingevange? Ingevange, soos in Robben Eiland, eilandjie daar. En hy's daar. En God kom en God wys hom al hierdie goeie. Daar's vreeslik baie van die goed wat God hom gewys het. Maar hoor mooi wat hy sê. En toe ek hom sien, dis nou die engel, die gees, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Mensies, wie is dit? Wie is dit? Dit is mos Jesus wat hy hiervan praat. So Jesus het opgestaan uit die dode, Jesus is daar, Jesus het in die gees aan Johannes verskyn. Kom ons lees aan, vers 19, Openbaring 1 vers 19, ek wil hê julle moet baie mooi na die woorde luister. Jesus dus sê vir hom, skryf die dinge op wat jy gesien het. Ek herhaal, skryf die dinge op wat jy gesien het. Johannes, skryf die dinge op wat jy gesien het. Die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Met ander woorde, ek wil net verduidelik hoe ek het sien. Johannes, skryf neer wat jy sien, of gesien het. Met ander woorde, hy kan maar net skryf van dat hy 'n kind was. Hy was 'n jong man toe Jesus op die aarde was. Hy was die liefling Johannes van Jesus. So, hy kan dit skryf wat hy gesien het met sy eie oë en wat nou is. So, as God vir hom nou 'n beeld wys, dit is dan mos nou daar. En hy moet neerskryf wat nog gaan gebeur.
So, hy gaan nie skryf van iets in die verlede en so nie. Nou kom ons gaan aan vers 20. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelare, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelare wat jy gesien het is die 7 gemeentes. Julle weet van die gemeentes, dit was daar in Asië se wêreld ook mos gewees. Ephesus was die eerste en dan Laodicea die laaste. Dit is die tyd waarin ek en jy lewe nou. Maar hier is baie verborgenhede hier in hierdie 7 gemeentes wat ook in jou en my is. En daai briewe is nie net vir hulle geskryf, maar dit is ook vir jou en vir my neergelê in die Bybel, in die 66 boeke. En is ook nuttig vir lering, teregwysing, onderwysing en weerlegging in die geregtigheid, sodat die mens van God, jy en ek volkome, toegerus kan wees vir elke goeie werk. Nou dit wat ek nou gelees het, is daar vir lering, vir jou en vir my. Sodat ons nie moet wegvat en byvoeg by die woord nie. Kom ek gaan aan. Openbaring 12 vers 1. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete. En op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. Nou, as ek nou vir jou vra, moet dit nog gebeur, of het dit nou al gebeur? Dit moet mos nou nog gebeur, is dit reg? Dis nie die verlede nie. Hy sien hier in die hemel verskyn 'n vrou wat met die son bekleed was. Nou ja, jy kan dit nou verder om dit gaan lees en dan gaan kyk wat daar aangaan. Maar nie 'n ander sin nie. Die volgende versie, maar hierdie sin gaan net aan. Kom ek lees hom aan mekaar. Met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die 3de van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Kom ons gaan terug. En sy stert het die 3de van die sterre van die hemel meegesleep. Nou, ek wil nou nie sê almal nie, maar die meeste mense sê, die duiwel het 'n 3de van die sterre saam met hom geval toe hulle op die aarde gegooi is. Eternity past. Dit het daar gebeur. Toe Lucifer gesondig het, toe hoogmoed, en God het gooi hom uit die hemel uit. Nou gebruik ons hierdie skrif, of die mens gebruik hierdie skrif om te sê, dit was 'n 3de van die engele wat uitgegooi is. Maar hierdie moet nog gebeur, volgens die Bybel. Want hoekom sou ons nou 1 halwe versie uithaal, die A gedeelte van vers 4, en dit 'n oergebeurtenis maak? Eternity past. Dit is wat daar gebeur het. Nie hulle het 'n 3de, want almal, ek het nog nie enige gevind wat sê, nee man, dit is nie so nie. Almal sê, met ander woorde, jy verander die woord van God. Nou, ek het ook al hierdie gepreek, ek het self al genoem, 'n 3de van die sterre, 'n 3de van die engele, want ek gebruik nou ook 3de van die sterre, sê ek ook nou, of het ek gesê, dis engele gewees. Verstaan? Hoe maklik het Satan ons om die bos gelei? Hoe maklik? Kom ek gaan aan. En dit is een van die goed. Daar is vele goed. En ek wil so een vir een van hierdie goedjies met julle deel. Wat ek sien. En dan kan jy, ek wil dit net oopmaak, laat jy dit lees. En dan kan jy nou besluit. Is dit dan nou regtig 'n 3de van die sterre wat uit die hemel uitgegooi saam met Satan? Is dit so? As dit so is, en jy glo dit so, maak nie saak,
ek weet nie, maar vir my is dit interessant. Ek wil nie doen wat die Bybel sê ek moet nie doen nie. Ek wil nie byvoeg nie. Ek wil nie wegvat nie. Ek wil graag die volle waarheid wil ek ken. Want dit is wat die bruid sal moet doen. En moet doen. Sy kan nie teen die woord van God gaan nie. Kom ons gaan aan. En die draak het gestaan voor die vrou, wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. Nou hierdie teksie, hierdie B-gedeelte van vers 4, gaan ek ook, daar's ook vreeslik baie mense wat hierdie verse heeltemal verkeerd lees, maar as jy gaan kyk in die Grieks, dan sal jy hierdie versie verstaan, wat regtig daar, as jy gaan na jou Strongs toe en jy gaan kyk wat hierdie woorde eintlik beteken, dan sien jy iets anders, en dan verander dit. Maar ek wil nie nou, maar ek sal terugkom aan 'n dag, dan gaan ons kyk na die res van hierdie versie. Kom ons kyk verder. Psalm 78 vers 49. He cast upon them the fierceness of his anger, wrath, and indignation and trouble by sending evil angels among them. Nou die Afrikaans, nou wat praat hy hiervan? Ja, kom ek maak hom klaar, dan sal julle sien wat dit is. And made the way to his anger. He spared not their souls from death, but gave their life over to the pestilence. Wow, wie was dit? And smote all the firstborn, nou weet jy, in Egypt. Dit was die Egyptenare. The chief of their strength in the tabernacle of Ham. So, die Egyptenare is die afstammelinge van Gam, Sem, Gam en Jafet. Gam. Dit is die Egyptenare. Die Egyptenare Gam was hulle voorvader. Nou in die Afrikaans sê hy dit bietjie anderster. Hy sê, hy het die gloed van sy toorn onder hulle gestuur, grimmigheid en woede en benoudheid, 'n uitsending van ongeluksbodes. Nou bode is 'n engel, is iemand wat 'n boodskap dra, so ongeluksbodes. Nou die engel sê evil angels. Nou evil angels, waar het hulle vandaan gekom? Onthou, dit is na Adam en Eva. Evil angels. Nou kan jy sê, ja, dis die engele, wat tog wel uit die hemel uitgegooi is, saam met Lucifer. Ja, want ons gaan dit ook lees, dat hulle op die aarde gegooi is. Maar, laat ek hierdie volgende versie vir julle lees. En die engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy, God is, vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. So, daai engele is geboei, en hulle word in duisternis bewaar vir die groot oordeel. Nou, as ons hierdie versie dalk verkeerd verstaan, kom ek lees vir jou 'n tweede getuie. 2 Petrus 2 vers 4. Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Gaan lees hierdie goed hoor. Gaan kyk, lees om dit, sien wat hier gebeur. So met ander woorde, toe God vir Lucifer en engele uitgegooi het uit die hemel, op die aarde het hy daardie engele geboei, wat saam met hom uitgegooi. Dis hulle is geboei. So is ons nou engele, dis nie hulle wat op die aarde is nie, maar nou die vorige versie het ons gelees, dat God het oor die Egyptenare evil angels gestuur. So daar is dan 'n ander groep engele, evil angels.
En dan kan jy nou vir my vra, ja, maar hoekom? Maar dis in die woord van die Here. Ons het dit raak gelees, al hierdie goed, maar ek wil dit met julle deel, maar ek wil graag nou nie 'n lang storie maak nie. Lukas 10 vers 18. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Hy is Jesus. Hy praat met die mense, met die disippels. Hy sê, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Dis toe hy uitgegooi, dit is toe hy nou hoogmoed gekry. Die Bybel is vol daarvan, wat daar gebeur het, né? Matteus 25 vers 41. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Die vuur is nie die hel nie. Hoor wat hy sê. Die hel is, waar het ek het nou hier? Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Nou ja, waar het ek het net nou gelees? Maar in elk geval, wat in die hel is, beteken nie, dit is 'n wagplek. Want hy praat van hulle is van ander wat in die hel is, maar wat wag vir die oordeel. So die hel is eintlik Hades. Dis daai wagplek. So as ek en jy sterf, dan gaan ons ook in 'n plek wees, ek weet nie presies nie, weet nie alles nie, maar waar tot die oordeel kom. En dit gaan soos 'n sekonde wees. Ek vergelyk dit altyd, as jy 'n operasie, as jy nou nog nie 'n operasie, ek het nou al baie gehad, dan as hulle daai narkose vir jou gee, dan woeps, is jy weg. En dan word jy wakker 'n uur later of wat, dan voel dit vir jou of jy nou net aan die slaap geraak het. Dis wat ek ervaar, en ek dink dit sal wees so as jy die dag weggaan, hier, as jy dood gaan jy in daai sekonde half in. En dit maak nie saak of jy 5000 jaar later gaan wakker word nie, maar vir jou gaan dit voel soos 'n oomblik. OK, so, daai engele is dan mos nou gebind, né? En die vuur is voorberei vir die duiwel en sy engele. Dis hulle wat gebind is, maar ook die ander. Maar waar is die ander dan nou? Die ander engele? Nou dit is alles wat ons graag vir julle wil wys in die woord van die Here. Nou ek wil net een ding noem, wat ons ook noem, en ek gaan net nie nou verder bedien nie, ek wil net vir julle die skrifgie lees, en sê wat word gesê, en dit is nie wat in die Bybel staan nie. En op 'n dag, dit is in Job 1 vers 6, en op 'n dag, toe die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Nou sê die mense, en op die dag toe die engele van God kom, dis nie wat hier staan nie, hier staan die seuns van God. Nou ek gaan vir jou 'n hele klomp skrifte wys, dat dit is onmoontlik, dat dit engele kon gewees het. Maar jy moet dit in die Bybel lees. Ek kan dit nie vir julle sê, as ek dit nie vir julle kan wys, wie dit is nie, en dat dit nie engele is nie, kom hulle voor die Here, hulle stel hulle self voor die Here, en toe het Satan ook onder hulle gekom. So, ek gaan vir julle skrifte wys, dit is so stunning hierdie goed, maar ek wil dit so met julle deel, so daar is ook al weer amper 'n halfuur verby, so ek wil dit nie uitgerek maak nie, ek wil so'n klein nuggets met julle deel, wat vir my excited maak. So, tot volgende keer.